Goeiemôre julle. Ek is baie dankbaar vir elkeen van julle wat hier is, so met die vakansie saam en wat ook al dan nou kan gebeur, dat julle saamkom, dat ons die Here kan aanbid, saam mekaar ook kan ontmoet. Daar kom ook hier, so julle klompie besoekers, baie welkom ook vir julle. Julle is hartlik welkom. Julle hoor, ons het nie oorlog vanoggend nie, dit is nou maar met die vakansie daar in die lang naweek nie, ek werk nie so daar nie. Moet by sy moedergemeente waar hy kontrak het, moet hy dan in hierdie tyd speel. So as die Here wil, hopelik volgende Sondag het ons weer 'n bietjie orgel saam. Maar dit gee vir ons geleentheid om te sing soos wat jy by die huis sou sing, nee, en soos wat jy in die kar sou sing. So kom ons sing hartlik met mekaar saam. Ons begin met lied 159. Die bekende lied, God is hier teenwoordig. Laat ons bidend nader hier waar ons vir hom vergader. So is 'n lied waarin ons gesindheid verklaar, is soos 'n foto. En verklaar hoekom is ons vanoggend hier saam mekaar. So terwyl ons so sit, kom ons sing vers 1 en vers 2. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buig stilte hom ter ere. Wie omroem, wie omnoem, Heer in Hemel Vader, kom nou almal nader. God is hier teenwoordig, Here gee ons vrede, wees genadig, wil vergewe. Ons is swak en sondig, maar ons lied verkondig, U is die bron van alle lewe. U is Heer, U regeer, lei ons al ons dae na U welbehae. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here en deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons gaan amen as ons saam mekaar sing Psalm 145, ons loflied. Psalm 145, die eerste ondigting. Die naam bo Heer so hoog in heerlikheid, wil ek verhef vir ewig en altyd. Die konings eer wat alle trone oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal. So ons begin met hierdie lied en sing juist oor die koningskap van God, dat hy die enigste ware koning is. Kom ons staan. Die naam o Heer so hoog in heerlikheid, wil ek verhef vir ewig en altyd. Die konings eer wat alle kroon oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal. Omdat o God in die geheimenis vir ons vernuf geen grond of einde is. Daarom prys ons U, werk U daad van krag, van kind tot in die nageslag. Al sal o Heer U goedheid bly herdink, en vir U heil die jubelsop laat klink. Genadig goed, lankmoedig soos wel eer, barmhartig en 'n redder
Hemelse Vader, in hierdie oggend is ons dankbaar elke geleentheid wat ons kan aangryp om U te ontmoet, om U grootheid te kan besing, om U kinders te kan sien, sodat ons daai liefde wat ons vir U het, ook aan mekaar kan bewys. Dit is 'n voorreg. Dit is wonderlik. Ons eer U dat ons in ons land die veiligheid het, die rustigheid, die vrede, om U so te kan aanbid. Ons dink vanoggend spesifiek aan baie van U kinders, wat elders in die wêreld is, wat nie hierdie voorreg het nie. Hulle het tog ook die voorreg om U op 'n baie tasbare, konkrete, praktiese manier te beleef, waar hulle ook vervolg word vir dit wat ons in glo. Ons gebed is daarom, Here, dat U ons nou sal leer. Heilig ons deur die Gees, trek ons nader aan U, konfronteer ons, skud ons as ons in 'n valse vrede is, maar bly ons genadig wees, Here, soos wat U beloof. Ons dink ook aan hulle wat onverskillig raak, wat nie meer die saamwees van die gemeente opsoek nie. Ons dra dan nie op, Here, want ons weet, ook ons is daartoe geneig. Ook ons sondige natuur trek ons eintlik maar altyd weg van U af. Daarom bid ons dat ons getuienis en hoe U in hulle werk, hulle gereeld sal terugbring. Mag ons besef, Here, dat wanneer ons wegbeweeg, ons juis ongehoorsaam is aan U, dat ons kies om nie U stem te hoor nie. Maar dat wanneer ons kom, ons buite ons sondige vermoë, ons buite ons sondige geneigtheid, gehoorsaam is en U soek. Dis alles U werk, en ons eer U daarvoor. Ons bid, Here, ook vir ons besoekers vanoggend, op hulle reise hier, maar veral ook as hulle na ons buurland toe moet teruggaan. Ons weet, Here, dat dinge daar nie altyd so maklik is nie, en mag hulle ook daar 'n lig wees, dat hulle nie bloot verlang na wat was nie, maar dat hulle sal uitsien na wat is en sal wees, en dit is saam met U. Neem hulle deur ons land en hulle eie land ook met getuienis van U grootheid en wie U is. So kom ons voor U, o Here, en ons bid dat U ons harte opreg sal hou, ons ore oop, ons harte ontvanklik. Ons wil hoor wat U leer. En ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liefdes, julle kan julle Bybels oopmaak by Matteus 23. Evangelie volgens Matteus, hoofstuk 23. Toe het Jesus die menigte en sy disippels toegespreek en gesê: Die skrifgeleerdes en die fariseërs het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Hulle bind swaar ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. Alles wat hulle doen, doen hulle net om deur mense gesien te word. Hulle maak die gebedsband om hulle voorkop breed en die tossels aan hulle klere groot. Hulle hou van die ereplekke by die feesmaaltye en van die voorste plekke in die sinagoges en om op straat deur mense begroet en as rabbi aangespreek te word. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle is almal broers.
moet niemand hier op aarde as Vader aanspreek nie, want een is julle Vader, die Vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier, die Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Elende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle sluit die deur van die koninkryk in die mense se gesig toe. Julle gaan self nie in nie, en julle verhinder die wat wel wil ingaan. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle trek oor see en land rond om een bekeerling te maak. En as dit word, maak julle om 2 maal so ryk vir die hel as wat julle self is. Elende wag vir julle wat ander wil lei en self blind is. Julle sê, as iemand by die tempel die eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie, maar as hy by die goud van die tempel die eed aflê, moet hy die eed nakom. Blinde dwaase. Wat is belangriker, die goud of die tempel waardeur die goud geheilig word? Julle sê ook, as iemand by die altaar die eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie, maar as hy by die offergawe bo op die altaar die eed aflê, moet hy die eed nakom. Julle blindes. Wat is belangriker, die offergawe of die altaar waardeur die offergawe geheilig word? Wie by die altaar 'n eed aflê, lê 'n eed af by die altaar en by alles wat daarop is. Wie by die tempel 'n eed aflê, lê 'n eed af by die tempel en by God wat daarin woon. En wie by die hemel 'n eed aflê, lê 'n eed af by die troon van God en by God wat daar sit. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle gee tiendes van kruisement, anys en koljander. Maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat julle na? Geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid. Juis hierdie dinge moet 'n mens doen en die ander nie nalat nie. Blinde leiers. Julle skep die muggie uit julle beker uit, maar julle sluk die kameel in. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binne is hulle vol hebsug en onmatigheid. Blinde fariseërs, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal sy buitekant ook skoon wees. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle is soos wit geverfde grafte, wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbeender en allerlei onsuiverhede is. So is julle ook. Van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huigelary en minagting van die wet. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle hou die grafte van die profete in stand en versier die gedenktekens van die vromes, en julle sê, as ons in die dae van ons voorvaders geleef het, sou ons nie medepligtig gewees het aan die vergieting van die bloed van die profete nie. Op die manier erken julle self dat julle nakommelinge is van die moordenaars van die profete. Gaan maar aan, maak klaar wat julle voorvaders begin het. Julle slange, anders geslag, hoe sal julle ontkom aan die straf in die hel? Luister, dis goed. Ek stuur profete, wyse manne en leraars na julle toe. Julle sal party van hulle doodmaak en kruisig, en party in julle sinagoges gesel en hulle van die een dorp na die ander vervolg. So sal julle verantwoordelik wees vir die bloed van al die vromes wat op die aarde uitgestort is, van die bloed van die onskuldige Abel af tot by die bloed van Sagaria, seun van Berekia, vir wie hulle tussen die tempel en die altaar vermoor het. Dit verseker ek julle, die straf vir al hierdie dinge sal op die mense van vandag neerkom. Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskapper stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak, maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad as pynhoop aan julle oorgelaat, maar ek sê vir julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat die dag kom wanneer julle sal uitroep, loof hom wat in die naam van die Here kom. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, miskien het jy gesien dat vanoggend se tema
Klink so 'n bietjie snaaks. Hoe om suksesvol te wees om 'n fariseer groot te maak. Die rede hoekom ek dit kies vandag, en ek gaan nou verduidelik hoe die preek gaan werk, want jy moet wakker wees, anders gaan jy dit mis. Daar's 'n groeiende konservatisme in die Breë Kerk, ook ons eie kerkverband, wat my regtig bekommerd maak. Enige isme beteken ons beweeg weg van God af. Nou liberalisme of konservatisme beteken dit is besig om my afgod te word. Daarom hierdie tema ook vandag. So eers, wie was die Fariseërs? Die Fariseërs was deel van die sogenaamde skrifgeleerdes onder die Joodse volk, mense met gesag, en hulle het veral, ons lees dan van hulle in die tyd van Jesus in die Nuwe Testament. Teen daai tyd het hulle al diep spore getrap. Was baie konservatiewe groep, nou geset in die leer, in hulle leer, en dat mense die wette van God, en veral van die Torah, die eerste klompie boeke van die Bybel, baie nou geset moes nakom. Die moeilikheid het verder gegaan, dat hulle dit goed gedink het om nog wette by te sit. Hulle het in hierdie gedeelte gehoor. Jy mag hier sweer, maar nie daar nie. God sê moenie sweer nie. Hulle vat dit elke keer 'n bietjie verder. Hulle het hierdie wette nog verder en verder in die kleinste, fynste detail gaan uitwerk en gehoorsaamheid geëis. Terwyl ons gestudeer het, moes ons gaan soek om te kyk of ons nie dalk 'n nuwe fariseïstiese wet kon kry nie. En ek het 'n baie interessante een in die koerant opgespoor van 'n rabbi wat gesê het dat jy nie op die Sabbat aan jou neus mag vryf of aan jou neus mag krap nie. Want net nou kom daar 'n haartjie los, en as daar 'n haartjie los kom, beteken net jy skeer hare en dis arbeid. Jy mag nie werk op die Sabbat. Nee, dit is nou 'n bietjie belaglik, maar net om te sê, hoe ver het hierdie ouens gegaan met dit? Tog sê Jesus in ons teksgedeelte, hierdie mense het gesag. Hulle het gesag om die wet van Moses te vertolk, en dan sê hy, julle moet vir hulle luister. Hulle het die wet geken, hulle kon sê wat die wet beteken. Hulle was dus gesiene mense in die kerk van daai tyd. Maar, en dis 'n baie groot maar, Jesus het die mense teen die Fariseërs gewaarsku. Jy het in ons teksgedeelte gehoor, hy noem hulle witgepleisterde grafte, hy noem hulle slange. In die tweede helfte van hierdie gedeelte wat ons gelees het, profeteer hy, elke fariseer en skrifgeleerde gaan ellende beleef. Hy sê nee, ellende wag vir julle, hartseer. So as jy dan gewonder het oor vanoggend se tema, vanoggend se preek is in die vorm van 'n sarkastiese satire geskryf. Dit beteken is 'n omgedraaide preek. Jy moet wakker wees. Ons gaan vanoggend 'n bietjie die kant van die fariseërs vat. So as jy graag as 'n fariseer suksesvol wil groot maak, doen dan die volgende. Sê een ding, maar doen 'n ander. Volgens vers 3 van ons teks moet jy, as jy dan 'n fariseer wil groot maak, jou kind leer dat dit aanvaarbaar is om in twee verskillende wêrelde te leef. Die beste manier om dit natuurlik reg te kry is om self nie te doen wat jy ander leer. So leer jou kind 'n klomp moeds en moenies. Leer hulle dat daar net een God is en dat jy hom moet lief hê, maar moenie toelaat dat hy jou daaglikse lewe omkrap en die verhoudinge tussen mense beïnvloed. Daaroor moet jy self besluit. Solank jy aan 'n kerk behoort, gereeld daar na die gebou toe gaan, solank jy reg aantrek, solank jy die regte woorde sing uit die regte beruiming, solank jy reg sit, solank jy reg lyk vir die ander, dan hoef jy nie jou te veel te bekommer dat jou woorde en dade dalk nie dieselfde is nie. Moet ook nooit voor ander erken dat jy self nie konsekwent is nie. So wys jy eintlik net swakheid. Jy moet sterk wees. Beklei eerder harder. Verhef jou stem. Wys vir ander dat jy 'n beter argument as hulle het. En eintlik is hulle maar net swakker as jy. 'n Tweede ding wat jy dan moet doen as jy 'n fariseer wil grootmaak,
maak van geloof 'n swaar las. Vers 4 leer ons dat jy geloof dan privaat moet maak. Jou geloof het niks met enigiemand anders te doen. Jy is op jou eie om alles te doen wat die Here en veral wat die kerk beveel. As jy dalk voel dat jy nie al die wette en die reëls so lekker gehou kry nie, dan probeer jy eintlik eenvoudig net nie hard genoeg nie. Maar moenie teenoor ander erken dat jy sukkel nie. Dis op jou eie probleem. Verder moet jy van ander net perfekte gehoorsaamheid eis. Hou hulle aan 'n hoër standaard as wat jy jouself sou hou. En moet hulle verseker nie help as hulle swaar kry nie. Moenie waag om vir hulle te vertel van wat Jesus sê oor ligte laste. Los hulle. Los hulle dat hulle self sukkel. Hulle moet eintlik voel dat hulle 'n mislukking is. Jy is op jou eie. Werk harder. Dis wat ware godsdiens is. Harde werk. Verder moet jy die sosiale voordele van godsdiens soek. Kyk daarna vers 5 tot 7 van ons teks. Wys hulle dat die sosiale voordele van godsdiens groter is as die geestelike voordele. Hulle moet verstaan dat dit belangrik is hoe ander mense jou sien. Dat hulle jou kan sien hardwerk in jou godsdiens. Hulle moet kan sien en jy moet hulle eintlik gereeld vertel hoe hard jy daarom werk om die Here te dien. Wat mense van jou sê is belangrik. Eintlik belangriker is wat dit is wat die Here van jou sê. Want die Here is ver. Mense is naby. Hulle beïnvloed jou lewe hier. Hoe dinge lyk en hoe dinge klink is baie belangrik. Die inhoud en die gesindheid waarmee jy dit doen is minder belangrik. Kyk jy dan na die dop. Kyk na die buitekant. Maak status belangriker as diens. Vers 8 tot 10. Bevestig by jou kinders, by die wat jy graag wil leer om goeie fariseërs te wees. Sekere mense verdien meer respek as ander. Dit is nie eintlik almal gelyk voor die Here nie. Leer hulle dat die posisie waarin jy is, die status wat jy het, al in die gemeente en in die gemeenskap, meer werd is as liefdesdiens aan hulle. Werk jou dus op. Werk jou op om 'n gesiene persoon te wees in die geestelike ruimte. Want dan kan jy met gesag oor ander heers. Sê vir hulle, God sê, hy help die wat hulle self help. Moenie dat hulle in die Bybel gaan soek nie. Sê hulle moet dit net glo. Is mos vroeg. Dring aan op mensgemaakte en wêreldse titels vir geestelike leiers. Nee, noem iemand op die kerkraad eerwaarde. Noem die leier van die gemeente dominee, dokter, professor. Noem die dominee se vrou, mevrou dokter, dominee, professor. So hou ons die afstand tussen mekaar onder die dekmantel van respek. Te veel respek om jou op jou naam te noem. Leer hulle dat almal nie regtig gelyk is voor die Here nie. Party van ons is so bietjie meer gelyk as ander. Veral as hulle jou iets kan leer, of eintlik nog beter, veral as jy hulle iets kan leer. Onthou, jy moet sterk staan. Nog iets wat jy kan doen volgens vers 13 is om neer te kyk op sondaars, mense wat met sonde sukkel. Wees godsdienstig so korrek en so voorskrifklik dat jy dit eintlik vir ander onmoontlik maak om naby jou te kom, om in te wees. Hou hulle maar so 'n bietjie buite. Hulle kan tog eintlik nooit goed genoeg wees nie, want as hulle
goed genoeg sou kon wees, dan gaan hulle die standaard van ons godsdienstigheid aftrek. Moenie ongelowige vriende hê, of tyd met hulle spandeer nie. Kyk wat het met Jesus gebeur, nie? Jesus het saam met 'n klomp tollenaars en sondaars geëet. Hy het met hulle gekuier. En die mense het glad nie van hom gehou nie, hulle het homself doodgemaak. Die rede daarvoor was hy die standaard van die godsdiens afgebring. Maak sondaar mense daarvan bewus dat jy eintlik 'n beter lewe as hulle leef. Dat die guns van God op jou rus. Jy is God se witbroodjie, omdat jy reg leef, omdat jy hard werk in jou godsdiens en jy hou dit so. Weet van Christus, die Messias, maar moenie alleen op hom vertrou nie. Sit jou vertroue soort van in Christus, maar nie heeltemal nie. Kom ek lees vir julle 'n voorbeeld in Filippense. Filippense 3 vers 4. Hoor bietjie hoe was Paulus? Paulus sê, tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte Israeliet uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer. In my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses, om vryspraak te kry, onberispelik. Jesus Paulus. Hierdie weergawe van Paulus. Onberispelik. Vertel hulle om op hulle eie regverdig, hulle eie geregtigheid staat te maak, om 'n goeie Christenseun en 'n dogter te wees. Jy moet goed wees. Leer hulle dat die spesifieke manier waarop hulle gedoop is, hulle red. As hulle net verder, as hulle op die regte doop het, as hulle net verder reg aantrek en die regte goed op die regte manier sing, reg kerk hou, dan sal hulle regverdig voor God kan staan. Vertel hulle dat die Bybel amper kies genoeg is om te weet hoe jy gered kan word. Daarby moet jy net nog tradisies sit en sekere gebruike nakom wat die kerk vir jou sê, dan is jy gered. Die laaste een is verskriklik belangrik. Leer hulle om strikvrae te vra. Dis van kardinale belang dat hulle kan leer hoe om strikvrae te vra. Hulle moet die Here se eer beskerm deur vrae so te vra dat die meeste mense dit nie sou kan antwoord nie. Daardeur wys jy dat jy so 'n bietjie groter en slimmer as hulle is en hulle onkundig en hulle is net oningelig. Hulle moet ook ten alle koste hierdie bekgevegte wen. Anders is jou posisie ingedruk. Anders het jy geen status nie. As ander mense dit rondom jou nie so verstaan nie, as hulle sê hulle eer, hulle gaan jou aanvat en so krenk hulle jou eer, sulke mense is nie jou tyd waardig nie. Hulle moet eerder maar ander mense gaan soek wat soos hulle is. Hulle hoort nie by jou nie. Nou ja, broer en suster, genoeg daarvan. Ek kan ook nie so lank sarkasties wees nie. As dit nie jou doel is om 'n Fariseer so groot te maak nie, dan gee die Bybel dan vir ons eintlik uitstekende raad. Die moeilikheid is, ons hoor dit nie. Baie van hierdie goedes wat ons nou so sê, het ek maar beleef in ons kerkvergaderings ook onlangs in die algemene sinode en ons met mekaar praat. Die uitsprake wat ons oor mekaar en van mekaar maak. En dan wonder 'n mens, lyk ons nie maar soos die Fariseërs in hoe ons met mekaar praat nie. Kom ons luister saam met mekaar na Matteus, dat die Here Jesus self, sê in Matteus vir ons neergeskryf is, Matteus 15, sê jou Bybel daar oopmaak.
Matteus 15. In die tyd het daar fariseërs en skrifgeleerdes van Jerusalem af by Jesus gekom en hom gevra, hoor gou 'n bietjie die strikvraag, né? Hoekom verontagsaam u disippels die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte? As hulle gaan eet, was hulle nie hulle hande nie. Waarom veragsaam julle self die gebod van God terwille van julle oorgelewerde gebruike? Het Jesus geantwoord. God het toch gesê, eer jou vader en jou moeder, en wie sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Maar julle bepaal, as iemand van sy pa of sy ma sê, die hulp wat u van my sou kon kry, maak ek 'n offer vir God, dan hoef jy nie meer sy plig teenoor sy pa na te kom nie. So ontneem julle die woord van God sy gesag terwille van julle oorgelewerde gebruike. Hygelaars. Profeet Jesaja het julle mooi opgesom toe hy gesê het, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien, deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou. Toe het Jesus die menigte nader geroep en vir hulle gesê, julle moet nou luister en mooi verstaan. Dit is nie wat by die mond ingaan wat die mens onrein maak nie, maar wat by sy mond uitkom. Dit maak 'n mens onrein. Daarna het die disippels na hom toe gekom en gesê, weet u dat die fariseërs hulle vererg het toe hulle u gehoor het wat u sê? Maar Jesus antwoord, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal uitgetrek word. Laat staan hulle maar, hulle is blinde leiers van blindes. As 'n blinde lei, val al twee in die sloot. Petrus sê toe vir hom, verduidelik tog vir ons hierdie beeldspraak. Verstaan julle dit ook nog nie? Antwoord Jesus. Begryp julle nie dat alles wat by die mond ingaan, na die maag toe gaan en daarna uit die liggaam uitgaan nie? Maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart, en dit is die dinge wat die mens onrein maak. Uit die hart kom slegte gedagtes, moord, oorspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis en kwaadpratery. Dit is die dinge wat 'n mens onrein maak. Maar om met ongewaste hande te eet, maak 'n mens nie onrein nie. Dis die woord van die Here. Wat leer ons vanoggend, broer en suster? Tradisie, oorgelewerde gebruike kan nooit as gesagvol beskou word nie. Dit het geen gesag op sy eie nie, want dit plaas mense in beheer. Dit beteken nie dat tradisie onbelangrik is nie. Maar dit kan nooit, nie eens naastenby, op een lyn met die woord van God staan nie. Vra dan altyd, waarom sekere tradisies in 'n sekere kerk gehou word, ook in ons gemeente. Want as ek bereid is om daaroor te beklei, as ek bereid is om oor tradisies en oorgelewerde gebruike my stem te verhef, as ek bereid is om die verhouding in die gemeente daarvoor te versteur, selfs in die kerkverband, wat staan dan in die middel? Wat is dan die belangrikste? Die fariseer sê, kyk wat doen ek vir God, kyk hoe gehoorsaam is ek voor God. Die kind van God sê, kyk wat het my God vir my gedoen. Kyk wat het Christus vir my gedoen. Net so kan dit nooit gaan oor 'n spesifieke prediker. Elkeen het hulle spesiale prediker, veral van na COVID af. Jou gunsteling YouTube kanaal. Dit gaan nie oor 'n spesifieke prediking, dit gaan oor of die woord van die Here alleen verkondig word. Baie bekende predikers sê hulle sou die bekendheid wil prys gee as mense net eerder sou luister en doen wat die woord sê. As hulle sou omdop in hulle bekering en by God se voet uitkom en van die prediker vergeet. Ons behoort baie minder vertroue in mense se vermoë te gesit om goed reg uit te druk. Meer vertrou in die vermoë van die woord en gees om harte
te verander? Is my ore deur die prediking gestreel? Of is ek tot aksie aangespoor? Is die reaksie, maar hy kan hom breek? Of is die reaksie, ons het 'n genadige God. Heilig. Broer en suster, as jy nie 'n fariseer wil grootmaak nie, moenie bang wees vir moeilike vrae van jong mense, van kinders. Waarom doen ons hierdie op Sondag? Waarom doen ons hierdie en daai in die week? Hoekom glo ons dit? Hoekom glo ons dit? Hoor hulle uit, moedig vrae aan, help hulle. Nie strikvrae nie, verhoudingsvrae vra. Help hulle om die rede vir wat ons doen by Christus te soek, want as ek en jy nie by daai rede kan uitkom nie, dan hoor dit nie tussen ons nie. Fariseërs is mense wat nie soek nie. Hulle soek hulle self. En daarom is 'n goeie antwoord in die kerk, ook in die moderne kerk, nie maar net, dis maar net 'n nuwe manier van kerk hou. Ons doen dit maar net so om nog mense te betrek. Die antwoord moet wees, so volg ons in die persoon van Jesus Christus. So word ons meer en meer disippels. Daarom is dit vir ons belangrik, ook in hierdie gemeente, dat ons kinders self met die woord van God kan werk. Hulle moet nie daarvan weet nie. By ons in die belydensklas leer ons hulle hoe om Bybelstudie te doen. Wat sê die woord oor God se karaktereienskappe? Hoe interpreteer ek dit? Weereens Fariseërs is mense wat aan die buitekant, aan die top, alles reg wil doen. Ek kan hom poets en poleer. En tog veroordeel hulle Jesus, omdat hulle nooit self die ware betekenis van die woord ondersoek. Leer dan jou kinders die hoekom, nie net die dat nie. Leer hulle om die regte ding te doen, omdat die liefdesboodskap van die Here Jesus Christus ons daartoe dring. Regte aksies kom na vore uit 'n hart wat reg is voor die Here. Hoekom? Omdat hy dit regmaak deur sy redding. Wees dan versigtig om die redding van die Here Jesus goedkoop te maak. Paas en maas, luister mooi met jou kleintjies ook. Hou op sê, gee jou hartjie vir Jesus. Vir liewe Jesus daarby. Liewe Jesus is 'n sprokiesprent karakter. Hy bestaan nie. Hou op om te sê, ag jy is outomaties gered, jy is daarom in die gereformeerde kerk gedoop. Dit was nog dominee so en so wat jou gedoop het. Maak dit meer spesiaal. Ekskuus, daar's enetjie sarkasme. Help jou kinders om selfondersoek te kan doen. Leer hulle voor nagmaal wat jy doen as jy sê ek gaan selfondersoek doen. Bring hulle voor die voete van die koning. Help hulle om gesprekke en gebed met hom te kan hê, nie net om te luister hoe iemand anders te bid nie. En hier is die belangrikste dan vir ons as ouerlidmate, leef self soos iemand wat gereeld selfondersoek doen. Hoe lyk dit? Dis moeilik, want nou moet ek my eie foute erken. Wanneer my selfondersoek voor die Here my tref, dan moet ek my foute erken, my tekortkominge. En ek moet saam met die kinders van die Here bymekaar kom, omdat ek hulle nodig het. Ek is een met hulle, omdat die Here so sê, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Ek het hulle nodig. En ek bring my saam na hom toe, want hy is die enigste een wat my regtig kan help. Hy is die enigste een wat my kan help in 'n worsteling oor wat is die sin van die lewe? Wat is my rol in die kerk? Hy is die enigste een wat my alleenheid kan troos, hoop voorgee, my vrese, my
depressie. Dis hy wat my uit selfgerigte godsdienstigheid uitpluk. Net hy. Broers en susters, daarom asseblief moenie jou kinders grootmaak om fariseërs te wees nie. Dit beteken moet self nie so leef nie. Fariseërs het maskers, het titels. Kinders van God het letsels, maar 'n verlosser. Nie fariseërs nie, maar kinders van God. Amen. Kom ons bid saam. Wanneer ons voor U kom, o Here, dan besef ons maar net hoe diep die dwaalleer van die fariseërs in ons eie harte ingekruip het al. Wanneer die kerk op sigself 'n doel geword het. Ons moet nie die kerk onderhou, die kerk moet net bly voortbestaan. Ons moet net oorleef. Here, dan is ons soos fariseërs wat genot en genoegdoening kry in die mooi van die tempel. Maar nie verstaan dat die tempel heen gewys het na ons Here Jesus nie. Wanneer geboue vir ons belangriker word as die kerk, die kinders, dan was ons die doel. Wanneer die kerk belangriker word as haar opdrag, om gehoorsaam, gebroke, nederig voor U te leef, in die wêreld van U heerlikheid te vertel, dan het ons doel gemis. O Here, wys tog elke stukkie fariseer in ons uit. Wanneer ons onder die dekmantel van behoudendheid beter en slimmer wil wees as ander, in plaas van neerdiening. Ja Here, ons wil nooit wegbeweeg van die waarheid van die woord nie. Ons wil dit nooit afwater nie. Maar mag ons ook nie meer wette gaan skryf as wat U gee nie. Mag ons nie 'n swaar las op ander sit nie. Maar voortdurend sê, U las is lig, U juk is sag. Ons bid daarom, Here, vir ons gemeente, self dat ons hier dit so sal leef, dat ons mekaar verantwoordbaar sal hou, nie uit hoogmoed nie, maar uit liefde. Dat wanneer iemand my kom aanspreek, ek sal hoor en sal luister en nader aan U sal beweeg. En wanneer ek iemand sien wat U nie eer nie uit godsdienstige redes, dat ek nie sal stil bly nie uit liefde. Net so bid ons, Here, vir ons kerkverband. Ons bid, Here, dat U elke wortel van fariseïsme uit ons kerkverband sal wegweer. Elke trotse daad van konservatisme. Here, dat dit genoeg sou wees om te sê, ek is gereformeerd, ek is reformering, terug na die woord van waarheid, wat deur die gees van waarheid en geopenbaar word. U ken die struwelinge, U ken die seer in baie gemeentes. Here, U hoor ons hart, ons bid vir eenheid. Maar soos ons Here Jesus bid, ons nie ons wil nie, maar U wil. Maak met U kerk soos wat vir U goed is. Maar mag ons U net nie verlaat nie. Gryp ons vas, Here. Hou ons by U voete. Sodat ons ook soos die disippels in die skare kan hoor, Makarioi, geseënd, welkom, gelukkig is elkeen wat by my voete is.
rig ons as gemeente, rig elke dienskneg in hierdie gemeente wat hulle dienswerk aanbied ook en bevestig is as ouderling en diaken, elke lidmaat wat bevestig is as 'n lidmaat, 'n deel, 'n dienskneg in hierdie gemeente, mag ons ophou wag vir bediening. Mag ons ophou wag dat ons hoor wat ons graag wil hoor en sien wat ons graag wil sien. Mag ons voete beweeg waar jy nie ons roep, mag ons hande vat waar jy wil hê ons moet vat, mag ons monde sê wat jy wil hê ons moet sê, terwyl ons u en u gemeente en die gemeenskap dien. Dankie Here Jesus dat u ons leer om nie fariseërs groot te maak nie, maar disippels, volgelinge van u, die Here Jesus Christus, die gesalfde verlosser. Aan u al die lof en die dank van ons harte dan vanoggend, omdat ons saam kan wees om u te aanbid. Heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Amen. Daar is geleentheid vir ons lief en leed. Sy net baie sterkte met jou pa, sy net sy pa is in die hospitaal en my was in hoofsorg, maar het lyk my, gaan dit nog steeds beter soos gisteraand? Klink dit so? Goed. Ons bly ook vir hom voorbereid toe, sterkte ook vir julle as gesin en familie, hoor. Is daar ander meelewing? Of julle weet, of wat julle onder ons aandag wil bring? Op hierdie sarkastiese toon en meelewing met die Suid-Afrikaners wat weer terugreis so toe uit ons mooi land uit. Veilige reis ook vir julle, terwyl julle dit geniet. Verjaarsdag, Joshua Williams Woensdag, Junior, verjaar môre. Junior begin al meer senior word, nie vir die dag wat ons moet 'n ander naam kry. Maar bel hom asseblief. Junior is een van daai ouens wat regtig dienskneg in die gemeente is, nie. Ons ken hom so. Sy hande staan vir niks word nie. So, stuur bietjie môre vir my boodskap. Sê dankie vir sy dienswerk ook in die gemeente. Lou, ek moet jou gesin ook herinner jy verjaar Vrydag hoor. Onthou, lekker ontbyt in die bed. Ons het, nee? Gee vir papa lekker ontbyt in die bed. Baie geluk Lou voorlopig. Ek mis nie ietsie nie in die lewe nie. Goed. Kom ons sing saam, ons gaan by die Here saam. Ons gaan dit doen met Skrifruiming 12:3. So as jy nou gewonder het, maar waar was die geloofsbelijdenis dan nou? Hier is hy nou. Hier gaan ons dit nou doen. Ons het in die gebed ons voor die Here verootmoedig oor ons sonde. En kom ons aanbid die Here nou en ons bely ons geloof in Skrifruiming 12:3. Ons doen dit hartlik. Kom ons staan. Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons, vryheid getuig ons, U is vir ewig God en Heer. U onbegryplik, U is onsienlik, altyd dieselfde, oneindig groot. U is almagtig, wys en regverdig, U is die bron van alle goed. Dis nie op die bord nie, maar ek gaan vra dat julle saam met my die seën uitspreek vandag met Psalm 134. Laat Heer die seën op ons daal, die guns uit Sion ons bestraal,
U wat beveel en dit geskied wil, Heer, die seën oor ons gebied. Ek wil dit net so noem, dat terwyl ons nou so bietjie die pilare laat val, die dominee se seën is nie meer werd as enigiemand anders se seën nie. Seën mekaar en seën julle kinders, bevestig die seën van die Here wat oor ons is. En dan gaan ons antwoord met Skrifbreuke 18:6. Ek sal dit weer vir ons lees, oor die Here ons vorentoe vat. Laat Heer die seën op ons daal, U guns uit Sion ons bestraal, U wat beveel en dit geskied, wil Heer U seën oor ons gebied. Skrifbreuke 18:6 vers 4 en 5. Kyk, ek maak alles nuut, sê God. Laat hom wat dors het kom en hy sal vind, hy is my kind. Ek is 'n God vir hom. Oorwinnaars sal ons alles erf en drink uit die fontein van lewenswater. Heerlik rein. En God sal oor ons kyk. Kom ons amen met hierdie lied. Kyk, ek maak alles nuut, sê God. Laat hom wat dors het kom, en hy sal vind, hy is my kind, ek is 'n God vir hom. Oorwinnaar sal ons alles erf, en drink uit die fontein van lewenswater, heerlik rein, en God sal oor ons skyn. Laat ek net gehoor